wat jy gaan verloor, voordat jy 'n put geplant het, voordat jy droogte haal, Eskom betaal het enige paemente, of enige soets. So verduidelik vir my, hoe wil jy suksesvol volhoubaar boer? Jy kan nie. Jy kan, as jy daai selfe som en die megaboer sit aan die ander kant van die tafel, want hy onderhandel anders. Net so. En dis hoekom die groot ouens geld maak en die klein ouens nie. En dit werk verkeerd. Die klein ou het die hulp nodig, hy het die korting nodig, hy het die afslag nodig, sodat hy kan groei. Die groot ou kan dit bekostig, maar die groot ou kry die korting, hy kry die afslag, klein ouetjie moet ekstra betaal, hy is 'n groter risiko, sy rente is duurder, sy versekering is alles is duurder vir die kleiner ou. Dis hoekom klein en middelslag boere onder Suid-Afrika en tot niets gaan. 100%. En dit is die ekonomiese plaasaanval wat op ons boere is. Ek wil daai wat jy gesê het, ons is almal kwaad vir die ANC. Luister, ons moet bietjie wakker word. Hier is goed wat gebeur het in ons geskiedenis. En ons kom terug na waar ons die gesprek begin. Deur geleentheidsmense wat die geleentheid gesien het om hierdie spul beginselmense uit te byt. Ja. En durf jy waag daaroor praat, gaan jy nie borge kry vir jou rugby daar nie. Dis waar ons is. Hierdie ouens is so groot en so sterk dat die paar stemme wat nou uitkom, kan dit nie meer omdraai. En dit is hierdie, ek wil terug na jou lese van speen van die sisteem. Jy gaan nie die sisteem gedraai kry. Jy gaan nie die sisteem aangeval kry. Om op te staan en te sê, jy weet, ons nou hierdie sisteem aanvat. Jy's te min en te dun. Jy is ingeskakel op Boer Media, jou program. Jou stories, jou mense. Ons kuier lekker saam vanaand. Ons gaan vanaand gesels met 'n hommeltuig vleiende, bokmelkende, perde ryende, entrepreneur, boereaktivis, wat is hy nog? Hy klomp van hierdie goed, alles in een, en 'n vreeslike lekker gas met 'n paar interessante leses, goed wat ons op T-hemde wil sit. En ek kan nie wag vir daai onderhoud nie, natuurlik niemand anders dan so Erik. Gepraat van mense wat woel en besig is met alles en slagspreuke en dinge en goetertjies. Ons gas vanaand is 'n regte woelgat. Erik, goeienaand, welkom op Boer Media. Voorreg om jou hier te hê. Naand Johan, dankie Koot, naand vir jou ook. Ek weet nie jy gehoor toe ek jou vroeër vanaand bekend gestel het nie, want jy doen so veel verskillende goed en ons ken jou vir soveel verskillende redes al. Dis moeilik om te sê wie en wat presies jy is in een kort sinnetjie. Jy's oral besig met 'n klomp goed en jy het vanaand spesiaal tyd gemaak om saam met ons te kuier. Ek dink dit gaan 'n lekker gesprek wees. En een van die groot goed, ek val nou sommer met die deur by die huis in, was jou gedagte rondom beginsel teenoor geleentheid. Dit is een van die treffendste goed wat jy op 'n groep iewers eendag gesê het en dit bly my by. En ek wil hê ons moet vanaand sommer oopmaak met dit, voordat ons oor ander goed gesels. Beginsel teenoor geleentheid. Verduidelik asseblief vir die mense, wat bedoel jy daarmee? Man, Koot, ek het agtergekom dat almal van ons is definitief nie dieselfde bedraad nie. En dat die uiteenvolgende of uitvloeiende sieninge in die lewe is. En en dan het jy mos nou altyd gehoor, geskiedenis herhaal homself in die klas van goed. En toe het ek op 'n stadium 'n bietjie 'n studie gaan doen oor ons geskiedenis en waar ons vandaan kom en hoe ons gekom het tot hier waar ons vandag is. En toe ek dit klaar gedoen het, toe sê ek maar 'n korte liniaal om te weet waar staan ek met wie. Engelse woord is checklist. Hoe identifiseer ek my tipe mense? En toe het ek met hierdie ding van beginsel of geleentheid opgekom. Of jy kry ons partytjie daar net so, dit is soos 'n liggie wat by jou aangaan. Jy weet nie hoe jy dit op het gekom nie, maar dit is soos 'n skakelaar.
En so die kort en die lank is ons voorouers is uit Europa uit weg vir hulle geloofsbeginsel en hulle het in die Kaap aangeland met hulle families. Omtrent in die tydperk wat Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het. Nou die probleem met Jan van Riebeeck was, hy het 'n kontrak gekry om 'n Ultracity te bou, 'n half wegstasie vir die skepe. En dit het 'n klomp werksgeleenthede geskep. So net soos wat ons manne in Amerika gaan stroop vir die geleentheid om 'n geldjie te maak, net so ook het daar 'n klomp manne daai tyd gekom om 'n geldjie te maak, maar die meeste van hulle het gekom as individue en dan die geld teruggestuur huis toe. Hulle het nie noodwendig met hulle gesinne gekom nie, waar jou beginseltipe ou wat by die geloofsding gekom het juist families gekom. Dit is 'n groot stap. Jy het daai kant opgepak. Nou dink gou 'n bietjie vir jouself in daai tyd, dat jy nou na jou familie toe gaan en sê, alright, luister, ons gaan nou immigreer Suid-Afrika toe. Min mense het gehoor van dit, of jy het nou maar net gehoor van dit, jy moet hier op 'n houtskip wat met wind aangedryf word, halfpad om die aarde seil. Wat vertel jy vir jou skoonpa? Waar vat jy sy dogter heen? Ja, hierdie is die transporttuigie. Nee. Dis 'n lang storie. En so dit moes 'n redelike heftige stap gewees het en jy moet redelik beginsel of vasberade gewees het oor wat jy wil doen en hoekom jy dit doen. En dit was baie makliker om maar net aan te gaan met die normale waaraan jy gewoond is. So verandering is nie maklik nie. Verandering is groot stappe en ons mense is geneig om skrikkerig te wees vir die vreemde. En so ek kan myself net indink hoe dit moes gewees het. En toe het ek gegaan en ek daai tipe mense nagespeer en basies om dit vinnig te verduidelik is dat dieselfde ouens wat gekom het vir hulle geloofsbeginsel is ook die ouens wat deelgeneem het aan die groot trek, is die ouens wat by Bloukronsween en Moordspruit vermoor is die ouens wat by Bloedrivier was, is die ouens wat hulle op die ouene in die Transvaal en Vrystaat gevestig het. Agterna het daar nog ouens opgekom, maar dan het jy ook gekry ouens wat transport gery het en winkeltjies op die dorpe oopgemaak het. So dit neig weer meer na geleentheid toe. En toe die Boereoorlog uitbreek, veral die Tweede Vryheidsoorlog, wie het die wapen opgeneem en geveg? En wie was joiners? Die geaardhede. Jy weet, so die beginseltipe ou is die ou wat sy wapen opgeneem het en uit 'n beginselsaak uit die Engelse wat sy land oorgeneem het, daar uit te dryf. Die geleentheidsou, of hy nou koffie en suiker op die dorp aan die Engelse verkoop of van die boere of van beide, hy is net meer kliënte nou. So, en of hy nou ekstra geld maak deur vir die Engelse inligting te verkoop, man, ja, ek wil amper sê bargain. Ja. En so kan jy maar aangaan. 1914 met die rebellie. Wie was die rebelle gewees? Dis die nasate van die Bittereinders. Nie noodwendig die nasate, baie van hulle was maar dis diegene daai en eens wie keelsmagtig het jy geld gekry om opgeroep te word en dit was die maklike roete om te neem. En dan gaan ek voort en ek sê, gaan kyk ons na die ja-nee-stem. In 92, so die ja-stem is verkoop as 'n geleentheid. 'n Geleentheid tot 'n vrye markstelsel, 'n geleentheid om ontslae te raak van al die sanksies, 'n geleentheid om sport in die buiteland te beoefen en so voorts, waar die nee-stem meer 'n beginselsaak was. Dit is een van die beginsel of geleentheid. Dit is een van die beste verduidelikings wat ek nog gehoor het oor die verskil tussen ons eie mense. En daar's baie, jy's lank genoeg in die volkssaak om te weet die name wat nou een en weer geslinger word as mense nou die twee groepe. Maar die feit is daar's twee groepe mense of twee of meer groepe mense binne in ons volk in die breër volk. En ons almal probeer dit identifiseer, want die een groep het 'n suiwer visie, hulle sien 'n toekoms, hulle werk aan iets, hulle is konstruktief, hulle probeer iets bou. Die ander groep moet jy versigtig wees voor. Dit is die groep wat jou
die eerste kans wat hy het onder die bus sal gooi. En jy moet jouself beskerm, jy moet jouself posisioneer om betrokke te raak by die groep wat bou, wat die visie het, wat konstruktief is, wat aan die gang wil wees met die toekoms van ons volk. En jy moet wegbly en versigtig wees vir die ander groep. Nou, jy weet, ons het al baie gesê, kan ons nie net eendag almal jy weet, almal wat een manier voel sekere kleur T-hempie aantrek en die ander kleur, dis net weet wie's wie hierso. Dit sal soveel makliker gaan. Maar jou beskrywing van beginsel teenoor geleentheid was die eerste keer dat ek kon sien, en as ek aan mense dink, kon ek dadelik die assosiasie maak. Hierdie ou is 'n beginselman en hierdie ou is 'n geleentheidsman. En dit het my hele gedagte omgeswaai oor die probleme wat ons het. En hoe ons die toekoms moet benader. Want as jy dit as 'n fondasie gebruik, dan is jou volgende outomatiese vraag, goed, waarmee is die beginsel ouens besig? Hoe kom ek by die beginsel ouens uit? Waar is hulle? En wat is die geleentheidsouens? Waar is hulle en hoe bly ek weg van hulle? En nou kan jy jou aksies bestuur. Jy kan nou 'n besluit, 'n meer ingeligte besluit neem. En ek hou van dit. Sonder om enigiemand te kritiseer of kwaadlik te neem of te na te kom. As jy 'n geleentheidsmens is, dan is jy dis mos nou wat jy is. Jy moet nou pas staan daarvoor. En in 'n beginsel ou gaan jy weet, jy gaan altyd weet waar staan jy met hom. So ja, ek dink hierdie was 'n groot geskenk aan ons volk as die ouens dit begin verstaan. Kyk uit vir beginsel teenoor geleentheid. Begin dan soort, Johan. So ek dink dis ook belangrik. Die Engelse woord is like-minded people en ek sê altyd omring jou met mense wat dink soos jy. En dis vir my lekker. Die andersdenkendes is soos om twee Europese volkere, byvoorbeeld 'n Fransman en 'n Duitser. Hulle is albei blank, maar hulle is nie dieselfde nie. Hulle het nie dieselfde goed hulle praat mekaar mis. En ek voel net ons is soortgelyk. Ons is albei wit, ons bly albei in Suid-Afrika, ons is van Europese afkoms, maar ons is net so 'n bietjie anders ter bedraad. Ja, maar ek dink, en hier is die ironie, ek dink, jy gaan Franse en Duitsers en Hollanders en Amerikaners en Australianers kry, wat beginselmanne is, wat beter met mekaar gaan regkom, as hulle eie landsgenote, wat presies net so. En dit is waar die ding nou interessant raak, internasionaal. As ons gaan kyk na die beginsels, wat vir ons belangrik is. Internasionaal is daardie beginsels onderdruk. Internasionaal is die mense wat daardie beginsels aanhang onderdruk. En internasionaal is daardie groep besig om op te staan. Dit is die tendens wat ek opmerk. Johan, nee, dit is definitief so. En ek dink sosiale media maak dit vir ons makliker om oor landsgrense heen soort like-minded mense by mekaar te kry. En so dis vir my lekker ook. En ja, hoe kan ek nou sê? Dis die tipe ouens saam met wie jy 'n pad vorentoe kan stap. En dis moeilik saam met geleentheidsouens, want hy praat die regte goeters, maar dan op 'n stadium dan maak hy snaaks. Ja, dan mis jy hom heeltemal. So dis hoekom ek gesê het ek soek 'n maatstaf, 'n meetstok hoe ek so ou kan identifiseer en die beginselgeleentheid was vir my 'n lekker ding om konservatief of liberaal of weet regs links, ja, maar maar beginsel en geleentheid was vir my 'n ding waarmee ek 'n ou kan identifiseer, ja. Ek speel nou vir ons 'n klomp van jou videoetjies hier tussenin. As mense wonder wat is ons besig om in te speel, dis als van Erik se video's. Die man, soos ek gesê het, hy woel, hy werk tot laat in die nag. Daar's 'n paar interessante goed wat hy aanjaag en aanvang, goed wat ek dink wat my oë laat trek het. En dis die video's wat julle sien inspeel. Ek wil net Bas Koot, as jy daar in die agtergrond net vir ons 'n telling kan hou.
Want ek sien Erik, hy gooi daai Engels in. Daai like-minded goed gaan vir hom opstoot te kos na Nee, hy sal hy rekkie maar moet aansit. Hy sal hy rekkie maar moet aansit. Maar Johan, jy sal hom moet vra wat beteken hierdie prentjie? Jy sal hom moet vra wat beteken hierdie prentjie? Ja, daai is dit is nou hoe kyk jy kry nou 'n badkamer of 'n blisieblok en dan kry jy nou 'n klein huisie en daai is nou die platterland of die buitelug klein huisie. So, Maar vertel dit vir die mense wat alles is daar. Wat se gereedskap is als daar? Okay, daar is dan witgoud wat daar oor 'n mieliestok vasgesteek is en dan 'n pistool en dan 'n mes ook nog. En dis alles goed wat wil uitval en losval en as 'n man nou daar op 'n ongemaklike posisie verkeer, ja. So goed. Dan die volgende ding. Jy het vanoggend 'n slagspreuk in my oor gefluister en dit is die TM wat ek wil hê. Charles gaan vir my, hy moet by daai FHK TM, maar hierdie ene van jou wat jy vanoggend vir my gesê het. Ek dink dit moet die lese wees vir ons pad vorentoe. Ek dink jy is hierso besig om in 'n groot aar in te boor. Deel gou by die mense daai slagspreuk asseblief. Man, dis maar ek praat van speen van die stelsel. Ja, en ek dink die speen van die stelsel is wat ons ook gebring het waar ons is. As jy jouself nie gespeen het van die stelsel in Europa, jy nooit in Jan van Riebeeck se tyd in die Kaap opgeëindig nie. As jy in Jan van Riebeeck se tyd in die Kaap nie gespeen het van die stelsel nie, wat jy nie deelgeneem aan die groot trek nie. So as jy kla oor hoe dit met jou gaan vandag, maar jy hou aan dieselfde resep volg, dan kan jy mos nie ander uitkomste verwag nie. Ja, ek het 'n teorie. En dit is dat die boervolk is in 'n sekere sin baie anarchisties ingestel. Ons hou nie van baase nie, ons hou nie van konings nie, ons hou nie van regeerders nie, ons het nog nooit nie, ons sal onsself vrywillig onderhewig aan ons Vader, en dis dit. Verder wil ons nie gesê word nie, ons wil ons eie ding doen, ons sal ons pak vat, ons sal verantwoordelikheid vat vir die foute wat ons maak, maar ons soek nie iemand wat vir ons heel inmeng en wat vir ons weet, en dit maar Individualisme. Maar dit is waaroor anarchisme het 'n skeefgetrekte idee by mense. Die ware anarchis is iemand wat sê no masters, no slaves. En dit gaan moenie my wil beheer nie. En hierdie idee van speen van die stelsel spreek vir my tot daai, noem dit maar 'n anarchistiese streep in ons boervolk. Ons wil nie deel wees van 'n hele grappies nie. Ons wil nie deel wees van hierdie stelsel wat julle bou nie. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil naby die natuur leef. Ons wil eerlik en reguit en hard werk doen, lewe. Dit is ons manier. En ons wil nie deel raak van hierdie politiek en goedjies en dingetjies waarmee almal nou ewe skielik besig is nie. En ons sien dit in die landbou. Ons sien dit in die ekonomie. Ons het dit met hoe sê alwen die groot griep gesien. Ons sien dit met al hierdie goed oor hoe ons lewens beheer en bestuur en bepaal word deur ander mense. En ons hou nie daarvan nie. En hierdie slagspreuk wat sê speen van die stelsel. Jy moet weet, ons kinders tuiskool, selfversorgende plase, wat sal ons noem? In Engels praat hulle van die homesteading idee. Ek moet mamma plotterboerdery. Maar dis die tipe van goed wat ons weer moet laat herleef. En jy is al ver gevorderd met die onafhanklikheid. Jy is al redelik gespeen, né? Ja, Johan, ek kan dit net nie. Ek vat gewoonlik my foon so, dan sê ek, dis die enigste ding wat ek in 'n maand moet betaal. En dit is letterlik so. Ek het nie, en ons het op 'n punt gekom waar ons maandelikse verpligtinge is besig om ons mense te verarm, in die afgrond in.
en jong, dis 'n moeilike ding. Ek meen ek kan nie vir 'n ander ou voorskryf wat om te doen nie, maar al hierdie polisse en versekerings en goed wat ons so maandeliks want jy moet dit hê. Ek moet twee goed. So ja, en dis dit. So nee, Johan, ek dink terug na die individualistiese manier. Ek dink ons het 'n geloofsmorele kompas waarvolgens ons lewe. So ons het nie nodig om deur wette en reëls en mense gepolisieer te word om binne die lyne te bly nie. Ons het 'n gewete. En dit is vir my baie wat ek sien van ons voorouers met die groot trek. Niemand het hulle gepolisieer nie. Niemand het vir hulle 'n grondwet voorgelê nie. Ja, wat kan ons nog opnoem? Hier is jou probleem. Hier is die probleem in daai stelling. Dit is die beginsel mense. Wat so. Maar daai beginsel mens bly langs 'n geleentheid mens. Daai geleentheid mens is jou buurman. En hy is daar so om die grense te toets van die reg. Dis waar die probleem inkom. Ek kan langs 'n goeie buurman in die beste vrede en omstandighede en 'n goeie verhouding hê as hy 'n beginselman is. Want jy weet, jy hoef nie bekommerd te wees. Kry jy 'n geleentheidsbuurman, moet jy weet jy het moeilikheid. En daai om saam te leef langs mekaar om een grens te deel. Ek dink dit is deel van die groot probleem. As almal in die land beginselmense was, het ons nie moeilikheid gehad nie. Ons het nie eens 'n wetboek nodig gehad nie. Ons het die Bybel en ons het ons morele kompas. Dit presies soos wat jy gesê het. Maar die geleentheidsou gebruik nie daai kompas nie. Johan, nou is dit terug na die Bybel toe, is dat hoeveel male het God vir die volk gesê, sonder julle af, moenie julle dogters vir hulle seuns gee nie, moenie laat julle seuns met hulle dogters trou nie, en man, soortgelyke op verskillende maniere in verskillende plekke. Die probleem van vermenging is wat gebeur. Die oomblik as ons vermeng, dan verloor ons morele kompas, of ons dwaal af, ons vervaag, ons vervlak. En dit is wat gebeur, en dan wat saam met dit gewoonlik loop is jou geloofs ook. Die geloof aspek begin ook afgewater en vervaag. So jou hele kultuur word afgebreek. En dis die probleem met vermenging. En dis vir my half die kodewoord in die wêreld vandag, is hierdie alles moet gemeng word, en dit, as ons dan kyk na hierdie Pride en wat is hierdie alfabetkinders en al hierdie goeters, hulle vat nou die vermenging van kulture, vat hulle nou nog oor na die vermenging van geslagte toe ook nog. Hulle wil daai ding ook nog by die pot sop inroer. En dit is hoekom dat as ons onsself kan eenkant stel en onsself, ek dink nie dit is moontlik in vandag se tyd om ons meer te isoleer van dit nie, maar dis wat ons voorouers probeer poog het deur Suid-Afrika toe te kom. Dit is wat hulle probeer poog het om uit die Kaap uit te trek. En elke keer maak ons die plek mak, en dan kom die geleentheidsouens en wil deel in die voordele daarvan. Hulle kom kapitaliseer. En dan word hy jou buurman. En dan wil hy ry op die voorbrande wat jy maak, en die patrollies wat jy ry, en die direksie wat jy dien, en die skoolbeheerliggaam, en die, ja, noem dit, dan wil hulle nou saamry. Ja, en dis die probleem. En weer eens, ons moet nie naïef wees en dink hier is net ons probleem nie. Sien net in Amerika, net so kop uitsteek, ek volg heelwat van die ouens wat wegbreek uit die stelsel uit, wat sê, maar jy sloof jou af om mamma en pappa moet werk, sodat jy genoeg geld het om iemand anders te betaal om jou kind op te voed,
terwyl jy jou eie kos en jou eie tuin vergiftig om goed dood te maak wat eintlik medisyne is. En op die einde van die dag, jy weet, een of ander siekte van spanning en goed te kry. Hoe is dit sinvol? Hoekom kyk jy nie net self na jou kinders en lewe 'n gesonde lewe en breek weg van hierdie gejaag na wind toe nie? En dis moeilik vir mense. Dis bitter moeilik want ons verstaan van sukses. Ons idee van sukses is direk gekoppel aan finansiële welvaart. Ons het bitter min mense die vermoë om te sê hulle kan onderskei tussen finansiële welvaart en 'n goeie lewe. As jy vir meeste mense die keuse op die tafel sit, jy kan 'n goeie lewe hê of jy kan skatryk wees. Is ek oortuig daarvan dat die meeste van ons mense gaan die geld vat. Dis waar ons is. En dis die hartseer deel. Dis die geleentheid, mense. Om weg te breek kom teen 'n prys. En dis 'n offer. Jy weet waarvan ek praat. Jy het jou offers betaal en dit was nie altyd maklik om onafhanklik te wees nie. Nee, dit vat nogal klippe kou. En dit is nogal harde werk. Dit is regtig eintlik maklik om al jou groente in die winkel te koop en 'n mandjie te pak en huis toe te bring. Maar dis 'n bietjie anderster om die tuin om te spit en hulle te plant en hulle gereeld nat te maak en die onkruid uit te trek en te versorg en voorts. En dan nog dieselfde tyd eiers uithaal en die skape kos te gee en so kan 'n ou nog maar aanhou. Maar dis vir my van kardinale belang dat ou daai vermoë het. Praat nou lelik, maar ek hou daarvan om my eie gat af te vee. En dis vir my belangrik en my pa het my ook so groot gemaak. Ek dink dit is 'n vernedering vir 'n man om nie die vermoë eers te kan hê om sy eie geyser se elemente te kan vervang nie. Wat moet jou vrou en jou kinders van jou dink dat jy 'n loodgieter moet betaal om iets so eenvoudig soos dit vir jou reg te maak? Ek gaan vir jou nou reguit sê 90% van die mense in die stad het nie 'n saak aan nie. Want as jy die loodgieter kan bel en bekostig, dan sit ons nou reg. Jy hoef mos nie dit te doen nie. Ons het nou die idee om goed self te doen is heeltemal vervang met die vermoë om te betaal daarvoor. Gaan kyk 'n bietjie. Jy hoef nie jou eie veiligheid te doen nie. Jy het net genoeg om jou veiligheid te kan koop by 'n sekuriteitsmaatskappy en alarms en al hierdie goed. Jy hoef nie hoe kan ek sê gesond te lewe of te kyk na jou gesondheid. Jy moet net by vermoë wees om 'n goeie fonds te kan bekostig. En die idee van finansiële welvaart waar jy goed kan finansier en iemand kan bel om dit te doen, is so oordonderend dat die jeug van vandag niks daarvan dink dat dis verstommend vir hulle as iemand iets self doen. Maar hoekom doen jy dit self? Hoekom kry jy nie iemand in om dit te doen nie? Johan, kan ek gou hier inkom? Die ander kant dat jy ook moet verstaan, ek wil nou in Erik se terme gebruik, die geleentheidsouens het stelsels gebou hier in die stad, wat sê as jou geyser gebars het, of jy het 'n probleem met jou geyser, het jy versekering, huiseienaarsversekering, en jy mag nie aan daai ding raak nie, anderster gaan ons jou penaliseer, of ons gaan jou nie uitbetaal nie. En dit is waar het begin en dis waar het eindig. Ek het nou eendag self 'n geyser vervang en ek sê, maar goed, ek sal hom sommer self weer die goede reg maak, maar die versekering laat dit toe dat hulle dit gaan doen en op die einde van die dag het ek volksvreemde arbeid hier in my dak gehad van my huis om dit so te kan stel, maar ek kan nie anders doen nie, ek is in die stelsel. En dis die gevaar van die stelsel. Dit is presies waarteen hy waarsku, as ek reg verstaan het. Dit is daai, hoe kan ek sê, wolk wat die stelsel vorm, waaruit jy nie kan kom nie. Jy kan nou vir jouself sê, jy gaan jou eie geyser se element vervang.
Maar dit is nie so eenvoudig nie. Daar's hierdie hele wolk rondom dit wat jy moet uitbreek om totaal onafhanklik te wees. Jy moet letterlik jou eie ding van die grond af ontwikkel soos wat jy gedoen het. En soos jy sê, dit het 'n rukkie gevat om dit reg te kry. In hierdie huis waar ek nou bly, was hier nog nie vreemde arbeid gewees vandat ek hier bly nie. Voordat ek ingetrek het my vrou die huis uitgeverf. Ons as gesin het ons meubels hier ingedra, iedereen. So niemand weet hoe my huis aan die binnekant lyk. Waar is die oogies? Waar is die bekke in die gang? Wat se tipe hekke is dit? Ensovoorts nie. Wat is in my huis? Waar is die kluise? Waar is wat? Dit hier is nie nou ja, ek is maar stapelgek, ek weet dit. Maar dis maar hoe ek aan mekaar gesit is. Johan, daar's 'n ding in die stad, oor 'n klompie jare mense in gebombardeer, of noem dit nou maar net wat jy wil, is dat die plek om te wees, of die spreek wat gebruik is dat jy moet nie vir geld werk nie, jou geld moet vir jou werk. En dan moet jy moet nou as 'n jong persoon, moet jy nou vasstrap, en jy moet nou, kyk, die beste ding wat jou pa vir jou kan doen, is hy kan jou universiteit toe stuur. Kyk, dan het hy jou nou die skop onder die gat vir die lewe gegee. Dan jy's nou, die Engelse woord is well away. En dan gaan jy nou begin aan die gang kom, jy gaan jou eerste huis koop, en dan gaan jy die eerste huis so end af betaal hê, en dan sien jy, maar daar's 'n ander huis in die mark, en as ek die huis nou koop, en ek verhuur hom, dan kry ek of net nie, maar maak nou nie saak nie, die paaiement deur hier in, en jy koop die tweede huis, en die derde huis, en op die ouene van die dag is die plek waar jy wil wees, is jy moet op 'n maandagoggend kan gaan golf speel. Man, kyk, dan het jy nou gearriveer. Ja. En nou vir elke ou wat op 'n maandagoggend gaan golf speel, hoeveel ander mense is daar wat hulle self te pletter moet werk, mans en vrouens, om daai huur en daai huisie waarin hulle bly in stand te hou en aan die gang te kry, en ook ietsie by mekaar te kry, en ook 'n motortjie om 'n ander ou te finansier om op die golfbaan op 'n maandagoggend te wees. En daarmee het ek 'n probleem. So op die ouene van die dag, as elke ou net sy eie ding doen en verantwoordelik is vir sy eie goed, nou kyk, luister, ek verstaan, ou kan nie alles self doen. Ek meen, daar is eenvoudig net goed wat, of jy het tyd vir dit nie, 'n ander ou, kyk, die hele doel van hoe ek dit ook sien, is dit wat ek doen, moet ek goedkoper as 'n ander ou kan doen om dit relevant te maak. Ja. Dag Johan, sy vir my ook volmaak daar. Ja. Bring hy mooi beker. In elk geval, so, ja, die groot ding is net, as jy in vandag se tyd is werk skaars en daar's baie kompetisie in elke faset. So jy moet 'n werk vinniger teen 'n beter kwaliteit kan doen om bo die res uit te styg, om 'n aanvraag te wees. En as jy werk vinniger kan doen, kan jy meer werke in 'n dag, in 'n maand, in 'n wat ook al, met ander woorde, jy kan 'n groter inkomste genereer. So hoe kan ek dit regkry? So ja, die meeste ouens se oplossing vir dit is te stel meer mense aan. Ek dink meer daaraan om te mekaniseer en die lewe vir my makliker te maak, om minder arbeid te gebruik, minder wat is die Afrikaanse woord vir overheads? Oorhoofse uitgawes. Oorhoofse uitgawes. Kostes. Is om oorhoofse uitgawes te sny. Want as jy gaan kyk na die meeste ouens, of jy trokke het, en of jy boer, en of jy ingenieurswerk op die dorp het, en of jy tandarts is, en of jy wat ook al, daai ouens werk, ja, tot en met die 20ste van die maand, minstens. Net om die gebou hier, die krag, die versekering,
man ek weet nie eers wat als betaal moet word nie. En die aanspreeklikheidspolis en die en dan is daar so 4 of 5 dae vir die maand wat wins is. So as daar nou net 'n paar vakansiedae is, dan klop die som nie. As daar iets gebeur, load shedding, dan klop die som nie. En ek het en dit is hoekom ek net man speen van die stelsel. Dis 'n interessante ding gewees. Baie van die mense wat saamkyk sal nou weet wie's Ramkat, Johan Lee. Hy het nou onlangs 'n video gemaak waarna hy die vraag gevra het van hoeveel mense verdien en die gedagte van wat is 'n salaris deesdae? Hoeveel moet jy verdien om te kan lewe, om 'n redelike, ons praat nou nie hierso van 'n malryk lewenstyl nie. Ons praat nou nie van maandagooggend gaan golf speel nie. Jy moet by die werk wees maandagooggend. Maar om 'n huis te huur, 2 voertuigpaemente, 2 of 3 kinders se skoolgeld, mediese fonds, versekerings, daai klas van Jy kan dit nie doen minder as R50,000 nie, vergeet dit. Dis die, maar die kommentare was verskriklik baie op daai video gewees en ek het so vinnig deur dit gelees. En dit wil vir my voorkom asof jy's in die call. Die nommer is iewers selfs tot en met 80,000 afhangende van die huis hier of paaiement ensovoorts. Ja, bly in die stad of waar ook al, ja. En die gedagte het by my opgekom dat die lewenskwaliteit en hoor nou as ek dit so uitwerk, die lewenskwaliteit van iemand wat 'n salaris van kom ons sê 15,000 het, sê nou maar die man 15 en die vrou 10 is 25,000 in die huis in, teenoor ek wil amper sê 50-60,000 situasie. Die lewenskwaliteit vir daai twee verskil nie vreeslik baie nie. Ja, die kar wat hulle ry, die maak en die gaan verskil, die paaiement gaan verskil. Die woonbuurt waar hulle bly gaan verskil, maar albei gaan slaap. Die een gaan nou 'n klein meentuisie moet bly wat 6 of 7,000 rand 'n maand is. Die ander gaan nou 'n huis hier vir 12,000 rand, so spasie se ding, maar hulle gaan albei braai Vrydag aand of Saterdag aand en hulle kinders gaan skool toe. So die verskil tussen die kleiner salaris en die groter salaris is nie so groot soos wat ek wil amper sê soos wat die bedrag klink nie. As jy verstaan wat ek kan sê. En dit het my die ding gesit, want vir jou mense is baie aanpasbaar. Ja. En vir jou om van 15 na 50 toe te gaan. Jy dink as jy op 15 is, as jy by 50,000 gaan uitkom, gaan dan is jy los. Dan gaan jy maandagoggend golf speel. En dit is nie die waarheid nie. Die En daai tyd het jy 'n dierder voertuig met dierder voertuig met 'n hoër versekering, met dierder bande, met groter reining, met meer sekuriteit, met En dis die probleem, dis die siklus. Ja. En die probleem is net wanneer is jy nou bo? Wanneer het jy gearriveer? Wanneer daar's net altyd nog. Nou Johannes, dit nie maar dieselfde in die boerdery nie, en die mega boere nie. Wanneer is genoeg nou genoeg? Hoorie so, ek het altyd gesê as ek eet op 'n stadium as ek versadig eet, dan jy kan nie meer eet. Jy het nou genoeg geëet. Jy weet al is die kos hoe lekker, daar bly kos oor want jy het genoeg geëet. In my lewe het ek nog nooit gehoor van 'n bankrekening wat versadig geraak het. Nog nooit. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat sê ek het nou genoeg geld gemaak. Daai ding kan nie vol raak nie. Kyk, as jou ma vir jou mamma het broodjies ingepak uit skool toe, dan was 4 broodjies genoeg. Maar as hy lekker eier opgesit het of kaas of iets, dan moes hy 8 insit. Maar jy sê nou maar reg en ons het gepraat oor die megaboere, oor die idee van skaal. En my argument was altyd gewees, ek dink daar's 'n paar ouens wat 2-3 dekades terug, selfs dalk nog langer terug, wat ons mense op verkeerde pad gesit het, wat verkeerde denkwyse bevorder het. Die eerste een was dat skaal beteken om weier horisontaal uit te brei. Met ander woorde, ek moet my buurman uitkoop. Ons moes nooit daai roete gegaan het om ons bure uit te koop nie.
Dit moes nooit die antwoord gewees het nie. Want jy sit met groot areas waar daar 1 of 2 boere oor is, wat vroeër 'n lewende gemeenskap was, waar daar 10, 12 boere, gesinne was, met kinders. Dit was 'n hele wijk. Dit was, as jy biddier gehad het, of wijksbijeenkoms gehad het, dit was 'n klomp mense. Nou is daar 1 of 2 groot boere oor. Ja, ek kyk maar net vroeër jare by 'n boerevereniging dans, hoe dit gelyk. Wat is vandag oor van boere, kyk hoeveel boereverenigings smelt saam, net om 10, wat ook al boereverenigings in 'n distrik, het al saamgesmeld om 1 distrikslandbounet te vorm, net om te probeer. Ja. En daarom net 'n quorum hê, ja. En kom ons vat net die argument, ons sê, ons kan teruggaan en ons kan vir daai ons hulle oor fluister, luister, moenie horisontaal gaan vertikaal. Sit 'n verwerkingsaanleg op jou plaas waar jy as jy dan ekstra geld het wat jy wil belê, gaan op. Verwerk verder. Kom ons kry 'n meer gevorderde produk. Iets met 'n langer rakleeftyd, iets wat direk na die verbruiker toe kon gaan. In daai proses gaan hy nog werk skep. Hy gaan vir sy buurman 'n geleentheid gee om sy produkte te verwerk. Met ander woorde, nou maak ek jou nog sterker, want jy hoef nou nie al die pad waartoe te ry met jou produk nie. Jy kan dit net deur die plaashek bring. Ons verwerk dit, jy kry die beste prys sonder al die vervoer. En ons distrik begin ek wil amper sê die voorlopers word in wat ook al die produk is wat ons verwerk hierso. Ons het nog werk wat ons skep, ekstra geleenthede met die fabriek en nou het ons die platteland geanker en bevolk. My teenoorgestelde het gebeur. Die platteland loop leeg en die probleem met dit is, eerstens, ons volk se krag, se sterkte was nog altyd in die platteland gewees. Dis waar ons was. So nou word ons ontvolk. En tweedens is die maatskappye kom in. En ek het die idee van 'n megaboer. Megaboer is 'n groot boer. Ek het nie 'n probleem met 'n ou wat suksesvol is en met 'n groot boer is nie. My nie verkeerd verstaan. Ek het 'n probleem met wat kom na dit. En die megaboer verander in 'n maatskappy en daai maatskappye gaan die einde wees van ons. Ja. Nee, 100%, ek stem saam met jou. En dit alles as gevolg van die leen van skaal, boerdery van skaal. Yep. Want ek is nou so ruk in die landboubedryf. Johan, of jy nou 'n boeredag bywoon en of jy nou na 'n Vrystaat Landbou Jongboer-kongres of 'n SA Graan kongres of wat ook al, die tema van elkeen van daai goeters is boerdery van skaal of ekonomie van skaal. Yep. So, wat is die ding wat in elke boer se agterkop gaan vassteek? As ek nie groot genoeg boer nie, gaan ek uit die bus uitval. En nou sien ons hoe dat boere mekaar, wat is nou die mooi woord, verwoes. En daai reisies na groter, daai strewe na groter, want op die ouene vandag, ek is verantwoordelik vir my gesin en ons moet eet. En my die kos in my kinders se maagies hang daarvan af of ek my buurman vertrap of nie. En dit is amper waar dit vandag is. En ja, ek het hier by ons gesien het in COVID tyd is hier 'n groot boer oorlede van COVID. Man, ek oordryf nie vreeslik as ek sê hy was nog nie koud toe stop die eerste bakkie daar en wil koop of huur nie. Ja. Dis 'n skande, man. So nee, wat het Prof Andries gisteraand gesê, hoeveel boere was daar gewees in 1980? Is dit 128.000? 128.000, so van toe tot nou 100.000 boere is kwyt. Nou, die vraag wat ek nou afvra is nou, ons landbouorganisasies, die hele spektrum van hulle, is nou die herder van landbou. Nou, terwyl hulle 'n wakende oog hou oor landbou, is 100.000 boere hulle plase kwyt. Hoe
Hoe verskil dit van Verduidelik vir onteiening my. af? Verduidelik vir my. Hoe verskil dit met onteiening sonder vergoeding as jy 100,000 boere verloor? Ek noem dit ekonomiese plaasmoord. Daar ver meer boere verloor hulle vermoë om te kan voortbestaan en boer Korrek. as gevolg van ekonomiese redes Korrek. as plaasaanvalle. Jep. Dis nie so wreed nie. Ek stem daarmee saam. Maar ons moet na daai getal gaan kyk. Nou so, hoeveel jaar is dit nou, Johan? Dag tot nou, wat is dit, 50 jaar? Ja. Kronne syfers, Ja. né? So 100,000 boere in 50 jaar, 2,000 boere 'n jaar gemiddeld. Wat van die plaas af is. Nou wil ek nie sê ons maak onnodige hoeha oor 43 boere 'n jaar wat se kruis ons in 'n klipkoppie invoeter nie. Maar ja, so die kort en lank as ek het dit nou al gesê is dat ons moet die goede in perspektief begin sien en kyk wat is werklik 'n wesenlike bedreiging vir ons en plaasaanvalle is 'n realiteit. Plaasaanvalle is 'n ding waar ons definitief moet aandag skenk, maar ek dink ons moet regtig ernstig begin kyk na die ekonomiese vermoording van ons boere. En jy het gisteraand 'n ding genoem oor die vestiging van jong boere. Johan, hier sou dat moeilikheid vir oor hoeveel van die megaboere se kinders het die vermoë om daai boerderye oor te neem. Ek wil nie sê 0 nie, maar dit was my eerste reaksie. Die kennis en ervaring wat jy moet hê om 'n megaboerdery oor te neem is enorm. En daardie kinders, baie van hulle gaan studeer besigheid of gaan studeer 'n aspek van die besigheid, het sy of dit voeding is of wat ook al, maak nie saak nie. Maar hy het nog steeds nie die kapasiteit om alles van die boerdery op dieselfde vlak te doen as sy pa, want hy het hom nie gegroei tot daar nie. Hy het net nie, dit is, en dit is niks teenoor hulle nie. Ek dink net nie dit is moontlik. Nou, al is dit 5%, Johan, al is dit 10%, wat is die langtermyn volhoubaarheid van megaboerderye in die wêreld? Ja. Nie twee geslagte nie. Ja, hy word 'n maatskappy. Dis hy. En dit word corporate farming, en corporate farming is ons bedreiging. Ek wil terugkom na hierdie plaasmoorde toe. En dis 'n moeilike ding en ek self voel skuldig as ek hieroor praat. Want dit lyk asof mens sê plaasmoorde is nie so erg nie. En dit is glad nie die punt. Dis die verskil tussen die fisiese plaasaanval, plaasmoord, en die ekonomiese. Met die fisiese aanval het jy 'n kans. As jy paraat is, as jy voorbereid is, as jy ingeskakel, ingelig is, jy op dit is, en ons het gesien hoe draai hierdie tendens toe boere besef, ek moet nou wakker slaap. Daar was 'n tyd gewees toe plaasmoorde aan die orde van die dag was. Almal was ongeorganiseerd, daar was nie opleiding, daar was niks gewees nie. En ewe skielik het die boere gesê, goed, nou mobiliseer ons. Nou sit ons kameras op. Nou kry ons patrollies in die gang. Nou al skakel hy nie in nie, hy verhard as teiken. Dis hy. Jy het 'n kans. Ja. Met ekonomiese moord. Jy het nie 'n kans nie. Jy het nie 'n kans nie. Jou bure dink jy's 'n slegte boer, want jy het skuld gemaak en jy kan dit nie betaal nie. En dis amper asof jy besmet is. Behalwe as jy speen van die stelsel. Ja. Want ek is van mening. Nou ja, ek weet nie alles nie, maar ek is van mening dat die boerdery sektor is so opgestel dat jy iewers langs die pad jou gat sal sien. En as jy dit nie doen nie, gaan jou kinders dit doen. En dit kan ek bewys deur die manier hoe die landbousektor werk. As ek kunsmisrep, saadrep, gifrep hier by my ingery kom, dan kom hy in, maak vir my hekke oop, stop hy nou hier voor die huis, môre oom, gaan dit nie goed, dankie, kom in.
Dan hy natuurlik die heuningkwas eerste uit, dan nou met die gras is lank en die mielies is mooi en die beeste is vet en ja, dan kom in. Vertel vir jou hoe Dan- goed gaan dit met jou. Ja. En dan ons sit nou maar gewoonlik sommer hier in die kombuis, dan vra ek van wat wil hy drink, en dan sê ek ordentlik uit sê hy vra hy wat wil ek drink, ek vat natuurlik koffie, nee hy sal ook koffie vat. Nou terwyl ek nou die koppies uitpak en die koffie en die goeders ingooi, en so tussendeur vra ek hom hoeveel suiker en so, is hy besig, hy het so 'n tassie, dan zip hy hom so oop. Dan maak hy hom nou so op die tafel oop, en nou daar haal hy nou sy sakrekenaar uit, die lysprys en die bestelboek. Dan pak hy daai goed nou hier neer. Wat is die eerste ding wat hy my vra? Kontant of op rekening? Ja, sê, wat is die verskil? Nee, kontant sal jy seker korting kry. Lysprys min 5 en deur die koöperasie is lysprys plus 5. 10%. Nou Johan, toe ek op skool was plus 5 nou min 5, 10%. Right. Rolweg 13% rente afhangende van hoe jou risikoprofiel lyk by die koöperasie. En omdat jy op stil plant, moet jy die oes verseker. Nou die minimumversekering wat jy kan uitneem is 10% van die waarde van die insette omtrent. Dis die minimumversekering wat jy kan uitneem. So plus 5 min 5. 13% rente. 10% versekering. Dis 33%. En as ek my som reg maak, is dit 'n derde. Ja. So Maar 'n dat derde daar 'n put in die grond is. Dis in die beplanningsfase van my oes. Het ek al reeds 'n derde verloor. Dan gaan ek nou na die heel agterkant toe. Vandat ek met skoongestroopte mielies by die silo se hek inry. A-graad mielies, skoon mielies. Word daar by my afgetrek. Koot, het jy 'n sakrekenaar by jou? Tel gou op. Reg. Gooi. Ja. R65 hantering. R35 verkoperskommissie. Standaard 1% aftrekking, los hom gou vir laaste. R380 vervoer diferensiaal. Nou 1%, wat is die mielieprys nou? 4.000, 4.500 daar rond. So R40-45, né? Dis 1% van dit. Wat kom ons dan daarby uit? R520. Ekskuus, ek net gooi vir Johan gehelp. Ek sien sy beeld is so 'n bietjie gesukkel. Ek was op 480. Ja, 380 plus 65 plus 35 480 plus ja. 40 of 45. Ons sê 45, dis 525, 525. 525. Nou R525 is meer as 10% van 'n R4.500 mielieprys. So vandat ek met skoongestroopte mielies by die silo se hek inry op my onkoste, totdat ek my mielies afgelaai het en my geld kry, word daar 10% van my omset afgetrek. Dis voor droog en sifkostes. Ja. En dan, om daai oes af te stroop, of jy hom nou jou stroper gebruik, jou nuwe stroper se paaiement, of jou ou stroper se onderhoud, en of jy nou 'n kontrakteur kry, die stroper, die diesel en die wegrykkostes is nog rolweg 10%. Man, dit hang nou af hoe ver bly jy van die graanseier af, en daar's nou 'n paar veranderlikes daar. Maar ronde syfers nog 10%. So 33% in die beplanningsfase, 10% om hom af te stroop en nog 10% by die silo se hek is 50%. Wat 'n gegewe is, wat jy gaan verloor, voordat jy 'n put geplant het, voordat jy droogte haal, Eskom betaal het enige paaimente, of enige so iets. So verduidelik vir my, hoe wil jy suksesvol volhoubaar boer? Jy kan nie. Jy kan, as jy nou daai selfe som maak, en die megaboer sit aan die ander kant van die tafel.
want hy onderhandel anders. Net so. En dis hoekom die groot ouens geld maak en die klein ouens nie. En dit werk verkeerd. Die klein ou het die hulp nodig, hy het die korting nodig, hy het die afslag nodig, sodat hy kan groei. Die groot ou kan dit bekostig, maar die groot ou kry die korting, hy kry die afslag, die klein ouetjie moet ekstra betaal, hy's 'n groter risiko, sy rente is duurder, sy versekering is alles is duurder vir die kleiner ou. Dis hoekom klein en middelslag boere onder Suid-Afrika en tot niet gaan. 100%. En dit is die ekonomiese plaasaanval wat op ons boere is. Ja. En ek wil so ver gaan om te sê dat die koöperasies of die landboumaatskappye of noem dit net wie jy wil, gebruik die klein boere se uitbuiting om die groot boere te finansier. Of nie te finansier is nie die regte woord nie, maar vir beter kommissies, kom ons noem dit dan nou maar so. En dan, die ander ding is, die oorspronklike skepingsdoel van enige koöperasie reg oor die wêreld was gewees, sodat boere in 'n groep saam kon aankoop teen 'n beter prys en as 'n groep saam beter kon verkoop. En daar gelyke prysdeling was. Nou Johan, ek weet nie of jy weet nie, baie jare terug, in ons oupa se tyd, is daar by hulle afgetrek per ton om graanseiers en die infrastruktuur rondom dit op te rig. En dit het jy weer gekry in terme van aandeelhouding in die koöperasie en ledebelang. En toe koöperasies maatskappye geword het, is daai ledebelang onteien sonder vergoeding. Korrek. So ons is almal kwaad vir die ANC. Ja, luister gou. Daai was en ek is jammer vir die generasies en as ek nou iemand afronteer, maar daai was een van die domste goed wat ons toegelaat het om te gebeur. Sentraal-Wes Koöperasie was gestig met die doel om die boere te bevoordeel. Met ander woorde, die wins wat gemaak is, soos om te sê, jy koop grootmaat aan, so jy kry dit goedkoper, daai was daar om die boere te bevoordeel. Toe is daai ledebelang omgesit in 'n tipe van 'n B-klas aandeel, wat ook nie regtig 'n aandeel enigiets werd was daai tyd nie, maar dis nou net om te troos, en toe die oomblik toe dit 'n maatskappy is, toe gaan verkoop hulle 'n klomp van die bates, en nou word die geld uit die boere gemaak. Die winste word gemaak uit die boere. So, hoe maak jy wins? Jy vra iemand meer as wat hy veronderstel is om te betaal, want dit is wins, wat wins is. Dit vir aandeelhouers wat nie weet waar in die wêreld sit, of wat nie is iets met landbou uit te waai het nie. So, vanwaardig begin het om die boere te help, om ek wil amper sê, die boere op te bou, is hulle nou besig om die boere af te breek deur wins te maak uit die boere. En Johan, ja, as ek by die koöperasie instap en ek my lidnommer gee, moet ek mooi vra om 2,5% afslag te kry. Dis belaglik. As die koöperasie personeel met hulle lidnommer by die koöperasie koop, ek wil nie die syfers noem nie, maar is tot 6 keer soveel wat hulle afslag kry. Jy's 'n mede-eienaar, mede-direkteur of 'n weer van hierdie maatskappy. Enige Jan Raap wat kontant by 'n koöperasie instap, betaal dieselfde geld vir 'n tang as wat ek met my lidnommer daar betaal vir daai tang. En dan moet ek nog gatlek vir 2,5% afslag. Ja.
Ja, ek wil daai wat jy gesê het, ons is almal kwaad vir die ANC. Luister, ons moet bietjie wakker word. Hier is goed wat gebeur het in ons geskiedenis. En ons kom terug na waar ons die gesprek begin het. Deur geleentheidsmense wat die geleentheid gesien het om hierdie spul beginselmense uit te byt. Ja. En durf jy waag daaroor praat, gaan jy nie borge kry vir jou rugby daar nie. Dis waar ons is. Hierdie ouens is so groot en so sterk dat die paar stemme wat nou uitkom, kan dit nie meer omdraai nie. En dit is hierdie, ek wil terugkom na jou lese van speen van die sisteem. Jy gaan nie die sisteem gedraai kry nie. Jy gaan nie die sisteem aangeval kry nie. Om op te staan en te sê, jy weet, ons moet nou hierdie sisteem aanvat. Jy's te min en te dun. Maar as genoeg regdenkende en eenersdenkende mense hulle self speen van daai sisteem, dan is hulle ten minste nie slagoffers nie. En ek dink dit is amper die beste uitkoms wat mens kan hê op hierdie stadium. Ek weet nie as hy 'n ander uitkoms. Kom ons vat nou, ons het net gepraat van daai kontant of koöperasie scenario. Kom ons vat net 'n kontant scenario. Dan spaar jy klaar 10%, die rente, en dan is dit opsioneel of jy wil versekering uitneem. So jy kan minstens 23 en moontlik 33% spaar as die stroopkoste en die aftrekkings by die silo nog dieselfde bly. Ja. Maar as jy kontant plant, word jy ook nie gedwing om hy oes te verkoop nie. Ja. En jy word ook nie gedwing om op 'n spesifieke plek te lewer nie. So as jy by die koöperasie leen, dan word jy gedwing om hy 33% aanvanklik te betaal. Jy word gedwing om by die koöperasie se silo te lewer. En jy moet maar die prys aanvaar wat jou aangebied word. So as jy nie hou van dit nie, speen van die sisteem. Die volgende vraag wat ons vir mekaar moet vra is die hele idee van om soveel duisende hektare sojas en mielies te plant. Is dit sinvol? Is dit regtig die optimale roete om te gaan? Dink aan Suid-Afrika, dink aan jou gemeenskap, dink aan jouself, dink aan die mark, dink aan wie jy wil bedien, wat jy wil bedien. En dan is my vraag, weet, is dit maar net makliker om almal sojas en mielies te plant en bees te boer, of weet, is daar ander maniere om te dink oor hierdie goed? Hoeveel het ons nodig? Ek het vanoggend, ek weet nie of ek daai prentjie kan kry daar op WhatsApp nie, van die hoeveelheid lande wat nie kos hoef in te voer nie, en dit was skokkend geweest as jy die kaart sien. Maar ja, daar is hy. Gaan ons bietjie op die skerm. Die opskrif is daar, countries that can feed themselves without imports. Dit is een land, Guyana. En jy weet, moet ons anders dink oor landbou, of stel dit so, as jy wil speen van die sisteem, moet jy anders dink oor landbou, en kan daar anders gedink word oor landbou deur 'n groot groep mense. Dit help nie, almal wil speen van die sisteem en op die einde van die dag, jy weet, knak die land se landbou nie, dan sit ons 60 miljoen mense wat nie kos het nie, jy weet, dit is ook 'n dinamika wat jy moet in ag neem, of die hele suidelike Afrika sit sonder kos. Wat is jou gedagtes rondom dit? Is daar ander maniere om te dink oor? Ja, die eerste klippe wat vanuit georganiseerde landbou of uit die megaboerkringe of wat ook al gaan kom, is natuurlik dat megaboere produseer, wat is nou die bedrag, of die getal, ek dink dit is 70 of 80% van die land se grond. 80%. Alright. Nou, kom ons vat nou Current Beef se back and closure. Current Beef, ek dink is 40% van die land se vleisproduksie. So, as Current Beef nou back and clow het, is daar 40% van die vleisproduksie in Suid-Afrika, van die beesvleisproduksie in Suid-Afrika,
wat sal ons dit nou noem? In gedrang, Ja. onder kwarantyne, of wat noem ons dit nou? Word geraak deur. Word geraak deur. Hmm. Terwyl as ons 200, 300, 500, 1000 tuinvoerkrakies gehad het, al het 10% van hulle die back and claw gekry, is dit nog steeds 'n baie kleiner effek. En dis die bedreiging van hierdie megaboer besigheid. Op papier maak dit baie goed sin, maar in praktyk is dit anderster. Johan, ons sien hierso tussen ons, hoe val die pap op die grond met die groot boere. Ag man, simpel goed soos kunsmiskrane wat afgery word. Hulle trek hier in met groot trekkers op 'n plaas, dan plant hulle 2 kontoure, dan sit dit nat. Dan moet daai hele sirkus geskei word na 'n volgende plaas toe. Nou dink net vir jou aan die brandstof, sit aan die trekkoste om daai trekkers en lorries en waans en planters wat dit alles vou op en om dit na 'n volgende plaas toe te skuif, om weer daar 2, 3, 5 kontoure te plant. Veral nou in hierdie jaar met die nattigheid, selfs met die stropery. Waar kleiner boere, nou is die ander sy van die saak, nou sien ons vanjaar weer 'n ander ding, met die nattigheid, hierdie groot boere geld om treks op hulle stroper te sit, nou kry hulle oeste af, en die klein boere spook, hulle kry nie hulle oeste af nie, want hulle het nie 2.4 miljoen rand vir 'n stel treks vir sy R1 miljoen se stroper nie. So nou, ek gaan dink gou 'n bietjie vir jouself, 2.4 miljoen rand vir 'n stel treks. Maar jou stroper is R1 miljoen werd en hy het 'n engine. 'n vriend van my se stroper se engine pak laas seisoen op. Dis 'n groen stroper. Hy, wat sê Engelse of die Afrikaanse woord vir droppe welf? Hy laat valle 'n klep. Geen idee. Hy breek. So, dis nie daai ding wat die olieroer wat uitgekom het nie. Hy het net 'n welf gedrop. 568.000 rand by die koöperasie om kwoteer om die stroper se engine te kom uithaal, regmaak en terugsit. Jo. Op 1.2 miljoen rand se stroper, so helfte van die stroper se waarde. Om nie die stroper se engine wat dood is. Ja. Nee, 'n nuwe engine in te sit. Nie 'n nuwe engine in te sit nie. 'n Nuwe engine is oor R1 miljoen. Net 'n kaal engine. So ja, weet so, en dis die probleem, Johan. Die klein boere kry nie meer met dit tred gehou nie. Nou, vandag, as 'n engine of 'n radkas gaan, staan daai toerusting 'n maand gewaarborg. Pragtig. Nou, die tyd wat jy wag vir parte en die ingenieurswerke en daai ding, as 'n engine of 'n radkas gaan, niks minder as 'n maand nie. Jo. Nou dink 'n bietjie vir jouself, jou trekker implantheid breek. Yes, En hy staan 'n maand. jy mis hom. So, en dan raak dit nou duur, want nou het jy 'n trekker, jy betaal ook 'n paaiement op hom, maar die kort en lank is niemand van ons het dit breed nie. Nou moet jy ou inhuur om daai trekkers te werk te doen, plus daai trekker kos jou 'n fortuin, omtrent sy waarde om hom te laat regmaak. Ja. So die probleem is, Johan, die goed het te duur geword. En ek het regtig nie al die antwoorde nie. En dit is so dat as ons net met 'n klomp bestaansboere gaan sit, dan gaan ons
in 'n hongersnood scenario ingaan. Ons moet dit erken, dit is nie jy kan dit nie ontken nie. Maar op die ouene van die dag is die megaboer storie ook nie die antwoord nie. So Nee, wat Prof Raad gisterand gesê het is uit die gedagte van 'n stabiliserende effek ja, gebruik om te sê die rol van die klein en middelslagboere is om daai stabiliserende effek aan die gang te kry en te sê maar goed en dit veraai risiko dit veraai risiko weg van 'n Karen beef wat as een seer kry dan in die volgende oomblik het ons Pick n Pay blaadjies op wat sê die beesvleis word skaars want een voerkraal het dit gekry. So loer gou 'n bietjie die kommentare. Wat is hierdie groen goed Baskoot? Wat so groen is? Dis nou inkomste. Dis nou manne wat vir ons 'n bydraetjie gemaak het. Dis Johan Fourie. Ons gaan nog vir Johan Fourie ook hier kry. Ek gaan vir hom nog hier optrek. Hy sê beginsel mense sluit aan by Boermedia, geleentheidsmense is roofkykers. Barend Boysen het sommer nie op hom laat wag nie. Hy word sommer dadelik geluk. Welkom Barend. Jy's nou deel van die Boermedia familie. Baie dankie en Barend Boysen is daar van Appington se wêreld, ek ken hom. Is in Noord-Kaap man. Ja, sy. Nee, maar dan is hy sommer in die regte plek. Hy boer met die vrug van die wingerd. Ja, sy. En dan Armando Horn praat van reverse engineering en dan ja. Ek wil net sê net daarbo het die ouens julle geantwoord al 'n ruk terug oor daai gedeelte wat julle gepraat het toe van in die stede wat die ouens nou die mense se geisers kom regmaak. Toe sê asseblief party mense moet asseblief weet jy daai geisers vat nie. Want as hy is loodgieter daar aankom, dan moet hy altyd daai ouens se werk gaan regmaak. Dis seker ook om die versekering ook maar sê, moet asseblief nie die ding vat nie, laat ons 'n gekwalifiseerde loodgieter stuur, né? Ja. Maar dit het 'n kettingreaksie. Want as daai persoon se pa hom geleer het om dit te doen en nie heeldag op kantoor gesit het nie en nooit met sy kinders ek wil sê in aanraking gekom het nie. Want pa werk sy gat af om geld bymekaar te maak, om die skoolfonds en al hierdie goeders te betaal, so die kinders sien eintlik nooit vir pa nie. En nou deesdae is ma ook nou deel van die prentjie. En dis waar die kettingreaksie, en dan kom jou kind nou in matriek, dan het hy nou matriek, kyk, as jy matriek het, kyk, dan het jy nou al amper daar. Dan moet jy nou iets gaan swaar toe met universiteit, en dan maak jy nou iets van jou lewe, maar eintlik weet jy niks van niks. En daai is vir my baie belangrik is dat kinders met opvoeding deur die skoolloopbaan moet 'n klomp lewensvaardighede aanleer. En as ons mooi dink dat 'n kind tot op skool toe gaan ouderdom, van babietjie tot skool gaan, leer tafelmaniere, 'n taal en alles wat hy tot op daai stadium leer is as gevolg van waarneming. So ons manier om te leer, ons vermoë om te kan leer, is by verre die beste deur waarneming. En as jy kan waarneem wat jou pa doen, dan is dit by verre die beste manier van leer. Ja. As jy moet leer as kind in 'n boek hoe om fiets te ry, teenoor te kyk hoe iemand anders ter fiets ry, wat is die maklikste? Ja, jy moet maar self 'n bietjie op daai fiets klim. Dit is vinnigste wat jy. Maar dit is net soveel makliker as iemand anders te ry. Jy kyk hoe doen hy dit? Okay, nee, dit lyk en dan doen jy dit ook. Maar as jy dit in 'n boek moet leer met prentjies en pyltjies, dan is dit nog steeds Grieks. Hoorie so ek probeer gou so kyk. Iets wat ons nou baie oor gepraat het is skoolfooie. Kan jy daai ene vir ons optrek daarso?
Die 4, hy's daar so oop op baie ding, 4 hierste skole. En jy besef nie hoeveel kos die goed nie. Kyk hierdie skole. 2025 se fooie. Hilton College 420,000, Michael House 392,000, St Andrews Weskaap is 387,000. Nou vat nou Hilton College of Michael House 400,000. 400,000 rand per kind. Nou het jy 3, 1.2 miljoen per jaar. Wat moet jy verdien om 3 seuns dan in Michael House te sit? Ja, en dan moet jy nie van die rugby toere vergeet nie. Ja. Ja, hierdie die ander goed kom nog by hierso. En ek bedoel, okay, hierdie is nou besonder so duur skole, maar gaan kyk maar enige skoolfonds deesdae wat dit jou kos, plus al jou ander uitgawes, plus die hoeveelheid kilometer wat jy moet ry agter oefeninge, al hierdie klas moet goed af. Sodat jou kind moeg by die huis kan kom, en dan moet hy spel huiswerk doen van vakke wat nie noodwendig, min van die goed wat ons geleer het op skool het ons na die tyd weer gebruik, en sy in 'n spesifieke rigting ingegaan het en dalk bietjie op dit gery het, maar hulle leer jou nie van belasting nie, hulle leer jou nie van al hierdie goed wat jy eintlik nodig het nie. Die stelsel is opgestel, skool is opgestel vir fabriekswerkers, industriële werkers, mense wat agter 'n tafeltjie sit en die klok lui en jy mag nie bevraagteken nie. En dit is nie ons geaardheid nie, Johan. Dit is nie, ons sukkel met dit, dis hoekom ons so baie gemoedes op skool, so baie pak gekry het op skool. Maar jy betaal. Maar kyk, as jy erger pak wil hê, as jy erger pak wil hê is by die skool, dan moes jou pa uitgevind het dat jy geslaan is by die skool. Ja, nee, gelukkig, ons wat in die kosies gebeur het, in die kosies gebly, gelukkig. Maar punt van die saak is, jy het net nou dit gesê, die pa gaan werk, nou moet die ma ook gaan werk, en die feministe dink, dat die idee vir vrouens om te gaan werk is 'n groot oorwinning vir hulle. Die entiteit wat die meeste gewen het, by vrouens wat terug is werksplek toe, is die regering. Belasting. Tweede belasting. Elke huis het nou ewe skielik 2 belastings wat hulle moet betaal. En van daar af, jy kan nie meer in 'n huis wees waar net een inkomste is, tensy daai inkomste baie groot is. So jy kry min mense wat die geleentheid het om by die huis te kan bly en om kinders te groot te maak as hulle sou wou dit doen. En weer eens, as 'n vrou wil werk, as sy 'n loopbaan wil hê, as sy 'n beroep wil hê, laat sy dit doen. Ek staan glad nie in hulle pad nie. Ek sê maar net, vir die vrou wat dalk by haar kinders wou wees, het nie meer daai geleentheid nie, want alles het so duur geword. En nou moet jy hierdie maalskoolgelde betaal, en op die einde van die dag, word ons kinders blootgestel aan goed wat ons hulle nie wil leer nie, en ons het nie tyd om hulle te leer wat ons hulle wil leer. Ja, daar is baie waar. En so kort, ek doen groot moeite om my kinders lewensvaardighede aan te leer. Nou kyk, ek sê nie dis vir hulle baie lekker nie. Ja, hulle Erik, spaarwiele ruil. Kan ek jou sê, dit is nie nou vir hulle lekker as jy as pa met hulle werk nie. Maar kan ek jou sê, die dag wanneer hy saam met die meisie se pa ry en hulle kry 'n papwiel en hy seun spring uit en hy maak hy papwiel reg, nee, dan is nie net hy self trots op sy eie pa nie, maar selfs die skoonpa of die meisie se pa begin praat oor hierdie jong man en sê, kom terug na sy vrou toe en sê, jiks my, hierdie mannetjie kan. So ja, dit is moeilik, ek stem saam. Vir ons paas is dit moeilik, hulle wil nie altyd vir ons luister nie, dis die een ding. Tweede ding is, ons wil hê hulle moet perfek wees, en ons is baie hard op hulle, en dit maak partykeer dat hulle so bietjie krapperig raak vir elke keer wanneer ons met hulle praat. Ons almal gaan ons maar deur hy skool, ek het my eie seuns probeer leer perdry. Hulle kan perdry, maar toe ek hulle nou meer wil leer, dis sê hulle net, nee, pa is te kwaai met ons. En dis partykeer wat gebeur. Nee, my billetjie is 11 en hy kan 'n voertuig met 'n waantjie reverse.
Ja, nee, dit is ek het al jou wa gesien. Stuur gou jou videoetjie, het jy 'n videoetjie? O, maar jou foon, jy werk nou op jou foon, ekskuus. Ek wou nog gesê stuur vir my 'n videoetjie want ek kry nou nie daai videoetjie waar die mannetjies so ry nie. So om terug te kom en ek dink Nou, as jy my gou verskoon, Johan, praat jy, dan soek ek gou daai video. Stuur hom gou Sal ek kan terugkom? Ja, jy kan Wacht aanbly. Jy kan aanbly. Ek gaan jou net gou afsit daarso. Ons probeer dit. Nice. maar so om terug te kom en ek wil die kant van die jong manne vat hierso. Ek dink nie kyk om hard te werk op daai ouderdom dis maar altyd moeilik. Jy het ander goed wat jy ook wil doen en jy is nie op daai plek waar jy 'n voldag wil werk nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. Maar ek dink as ons die geleentheid gee vir die jong mense om 'n doelwit te hê of om die Engelse woord is purpose. Wat is dit in Afrikaans? Wanneer hulle wil ook leer. Hulle wil daai geleentheid hê. Hy wil nie heeltyd geforseer wees om dit vir die hele dag en vir die week te doen nie. Dit word te lank en te veel maar dit wat ek sien onder ons jong mense is hulle kry nie meer die geleentheid om hierdie goed te leer nie. Hulle kry nie die geleentheid om hulle kant te bring en om hulle self te bewys nie. Want te veel mense wil hulle paai en wil hulle toe maar ons sal iemand kry. Ons sal 'n loodgieter kry. Ons sal iemand kry om dit te doen. Hulle gee nie die jong mense meer die kans om dit te doen. En ek dink meer van ons jong mense wil eintlik dit probeer. Hulle is dalk bietjie skaam om te vra. Hulle is dalk bietjie weet op die agtervoet. Maar gee vir hom die geleentheid. Ons was nou maandag by daai skidag gewees. En as ek net kyk hoe die seuns dit geniet en meisies wat daar was. Dit is absoluut, jy weet hulle wil leer. Hulle luister na die ooms en hulle doen dit en hulle weet hulle is daar. Ek wonder of ons nie te vinnig opgee en nie die jong mense 'n kans gee nie. Of ons nie ook deel van die skuld dra nie en dit maklik is om nou te sê ja maar die kinders wil nie, maar weet ons is maar deel van die probleem. Het jy 'n video gekry? Ek gaan hom nou insit vir julle net so 'n oombliekie. Maar ja, die kort en lank is alles wat 'n kind leer voor matriek kan jy nooit by hom wegvat nie. En hy sy vriende ligjare voor wat universiteit toe gaan. Toe my vriende Desember vakansie by die see sit, soos ek besig om my eie bakkie wat ek gekoop het se skaaptralie te bou. Toe moet hulle nog luts vang en pa se bakkie leen en ja. Dis 'n ou bakkie gewees, was my bakkie. Ja. En weer eens, dit wat jy daar geleer het, as jy homself in en uitgedraai het, as jy homself oop en toegemaak het, dan weet jy hoe lyk hy. En dit is heeltemal anders as die prentjie. Dit is daai ding wat jy net oor gepraat het. Jy kan hom op YouTube kyk, jy kan hom in die boek kyk of jy kan hom self doen. As jy een keer self gedoen het, weet jy hoe werk dit. Ja. Hoor so hierdie laat my dink aan sulke video's oor die ouetjie is seker daar in Amerika iewerster. Wat ook so in die trekker sit en dan roep sy pa hom en dan sy hy met die radio en dan moet hy maar ja, dis ook 'n jong plaaskind. Maar daai is netjies gedoen. Dis nou veld daai of is dit lande wat julle so? Nee, dis Augustus maand en die wind het goed so verwaai. Dit is lyk eintlik soos in die Sahara daai sand het sulke golfies gewaai. En toe het ons die goed nou begin rip, ja. Ja, kyk as ek as kind maar net met daai trekkers kon begin leer het, sal dit dan niks gewees het, nee. Luister broer. Ek het begin met 'n 2010 sondeertjie. Hulle bynaam was Rook en Kook en 'n 87 Fiat wat nie brieke gehad het nie. Ja. Ek het ja. En toe koop my pa by my oupa 'n 2120. Hier, kyk, dit was dan nou 'n netjiese trekker, nee.
En 'n oupa het die trekker in 72 gekoop. En nou ja, so het ek toe nou met die trekker begin werk en toe standaard 6 toe koop my pa vir my 2140. En kyk, dit was 'n verskriklike trekker. En ja, en toe standaard 8, toe kry ons 'n 110/90. Kyk, maar hy dan getrek hoor. So ja, en so skuif die lewe maar aan, hè. Maar vandag is daai selfe trekkers nog steeds hier op die werf. Maar ek weet nie of hierdie nuwer trekkers nog oor so lank op die werf gaan wees nie. Groot gesprek in Amerika op die oomblik in die gang oor die tegnologie en John Deere en hoe moeilik hulle is en die ouens bly sê maar luister, ons ou trekkers loop nog, hulle is hierso, ons doen 'n klomp werk met ons ou trekkers want die nuwe trekkers het te veel moeilikheid. Jy weet dit gaan oor waarborge, dit gaan oor papierwerk en jy mag nie en dit werk nie en jy mag en ek dink al wat is op 'n stadium selfs is dit ek is nie seker of dit al oorgegaan het in 'n hofsaak en of dit net 'n versoek is deur die boere nie. Maar sê maar, dis my trekker, ek moet aan hom kan werk. Hou op om ons so vas te druk met al hierdie diensvoorwaardes en kontrakte en die klas van goede. En daai ou se woorde was spesifiek geweest. Sorg dat jy 'n paar ou trekkers het sodat die job kan loop. Dat jy nie afhanklik is van John Deere nie. En ja, om terug te kom, ek het geleer op 'n Fiat 880 DT5. Nou daai tyd nou sê die ou hy ry daar nou trek die speedkop hom af. Nou die Fiat het mos sulke ribbetjies opgehad. Nou sê ribbetjies af. Nou sê ou vir die oom, nou wat gaan aan? Nou sê hy nee, hy moet sy trei uittrek anders te kry warm. As jy sy kante afhaal anders te kry warm. Ja, daar koot nou jou 880s op, maar dis waar ek Ja. Nou die 87 was nou net kleiner as daai ene gewees. Ek dink die 880 het 'n 5-silinder masjien ingehad en die 87 'n 4-silinder, ja. Ja, Ja, nou daai 87 van ons se 4-rad het so gesing. Dan ploeg ons tot in die ou nag, kyk my pa het my bietjie by die land vergeet. Jy is in die oggende met 'n 5 liter roomysbak vol snackwitches land toe met 'n 2 liter melk en nog 'n paar borrels water. En dan het jy die trekker vol gegooi uit 'n drom uit met daai slingerpompies en dan het jy nog 2 kanne diesel ekstra gehad want jy het so vroeg begin want hier by 2 uur, 3 uur dan moet jy daai trekker weer 2 kanne diesel gooi want anderster wil hy gaan staan. En dan hier 9 uur, 10 uur iewerster dan sien jy daar kom 'n stel ligte daar oor die bult aan. Dan kom jou pa jou nou haal. En nou daai tyd was ook nog voor telefone gewees. So nou die Fiat se 4-rad het so gesing. As jy in die bed lê dan hoor jy nog steeds so. Ja, so van bed gepraat en goed wat jy hoor wat sing in die bed. Ek dink is tyd dat ons begin aanbeweeg bed toe. Dit is immers 9:30. Pasquet, is daar nog iets van jou kant af? Ons het nog 'n klomp goed waaroor ons wou praat. Ek wou nog praat oor die iriumpryse. Ons wou nog gepraat het oor 'n klomp verskillende goed. Ons sê jy maar net weer moet kry. So dit was nou 'n lekker gesprek geweest. Ons het nou nie by alles uitgekom nie. Nee, wat alles is gedek. Erik, nou kan jy vir ons net gou hierso sê watse liedjie wil jy graag hê moet ons mee uitspeel? Nou, jy kan 'n mens aan met 'n waarskuwing gee voor die tyd. Hy doen dit. Hy doen sulke goed met 'n mens. Nee man, nee ek. Kom ons sê watse tipe liedjie? Boere musiek, Afrikaanse musiek, country Wat was musiek. daai liedjie gewees van diesel, nee, wat was dit? My oom se motor is 'n ou masjien. Lorika. Hy maak dit vol met dieselien. Mannetjies roe. Mannetjies roe. Dink so, ja. So, net vir oulaas, ons loer gou in die kommentare, lyk my, almal is al op pad bed toe, baie dankie vir almal wat saamgekyk het, ons het vroeër vanaand gevra, waarvoor staan die 464 op Quote se caps, Quote, wil jy vir die mense sê, waarvoor staan die 464, vir die wat nog nie weet nie? Ja, ek dink dit was iemand in die kommentare wat dit reg gehad het.
Johan Fourie het natuurlik geweet, hy het maar gemaak asof hy nie weet nie, gaan sê nie, maar Dime Dog, en dis die regte naam, ek gaan hom nie vertaal nie, het gesê dit het te doen met Bloedrivier. So, hy is heeltemal reg, 464 man was in die laar by Bloedrivier. So, ek gaan net weer 'n keer die hoetjie wys, die wat my gesien het, dit is om Dean Chansey se hoed. What the children are 464 men. Ek maar my Dis nou ons daar. Ja, the children of 464 wen. Terwyl jy daaroor praat, dis waaroor dit vir my wat vir my so uiters belangrik is dat ons nie regtig waar kunstenaars het wat sterk op dieselfde, ek wil amper sê musiek en hulle sang gebruik om die volk se saak te bevorder nie. Ek praat nou nie van hierdie paar ouens soos Steve en Dani. Roan, ja, Dani en Roan de Tooi en daai mense wat amper al nou weet liedjies skryf wat hulle vanaf 'n organisasie kry wat hulle sing nie. Ek praat regtig van ouens wat op hom Dean Chansey se manier ek wil amper al sê met sy musiek protesteer. Want daar's nie 'n goeie geleentheid in nie. Ja, nee, nou trek jy hom nou terug. Ja, ek hou van daai slagspreuk. So ons moet daai keps kry en dan moet ons 'n TM kry met daai speen jou van die stelsel. So lekker anarchistiese slagspreuk. Dankie vir almal se saamkuier, dankie vir almal se saamgesels, maar skoon, dankie vir die knoppiesdrukke agter die skerms. Erik, baie dankie vir jou saamkuier. Groete by die huis. Ons sien julle môre aand as alles goed gaan. Pas julle self op. Ek loop al buite.